oomblik u hoof sal buig en u hart sal stil maak voor die Here, dan kan u 'n stil gebed daar in die hart doen. Die Here sê, hy ken ons gedagtes van ver, hy weet, of voor ons 'n woord uitspreek wat dit sal wees. As daar 'n besondere gebedsversoek vanmôre is, kan u dit aan die Here bekend maak, en dan gaan ek ons as gemeente begelei in die gebed, en die Here vra hom vanmôre vir ons ook te seën by die aanhoor van sy woord. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Onse wonderlike hemelse Vader, ons eer en ons aanbid u, dat u die ewige God is, skepper van die hemel en die aarde. Baie, baie dankie dat u ons in liefde aangesien het en u enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vader, baie dankie vir die kosbare Heilige Gees, die trooster van die hemel, gestuur van die Vader en die Seun, om in ons harte te kom woning maak, om ons te leer en te lei in die waarheid. En Here, ons bely vanmôre dat die lewe sin maak, wanneer ons in gebed na u nader. Die chaos in hierdie wêreld maak sin, wanneer ons in die lig van God se woord, na sy ewige raadsplan kyk. Here, ons lewe maak sin, wanneer ons saam met ander broers en susters aanbid, en eer bring aan die naam bo alle name, die naam van die heilige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het vanmôre 'n klomp besondere liedere saamgesing, en ons het eer gebring op u naam, en Here, ons het besef dat u alomteenwoordig is toe ons gesing het op berge en in dale, en oral is my God. U is nie onbewus van die boosheid in hierdie wêreld nie. Here, u het nie onttrek van hierdie wêreld en het opgewens soos 'n horlosie en tyd gegee dat dit moet afloop en dan sal u oordeel kom nie. Nee. U is 100% bewus van wat aangaan, en in u toelatende wil, Here, laat u dinge gebeur. En u sê vir ons dat u so in besonder na u skepping kyk, dat selfs die haar op ons hoof getel is, en dat as daar 'n mossie na hierdie aarde val en hy sterf, Here, dan weet u daarvan. U is nie onbewus daarvan nie. Daarom eer ons u as die alleen wyse God. Ons het die lied gesing, It's not an easy road, we are traveling to heaven. En ons bely, Here, dat dit juis nie maklik moet wees nie. Want dit moet eers die kruis wees, voor ons die kroon sal kry. U sê vir ons, dat ons in u voetspore moet volg, en as ons kyk na u lewe, kyk na die lewe van die apostel Paulus en Petrus, en die vroeë kerk, en selfs die kerk van die Here Jesus tans in die wêreld, sien ons vervolging, ons sien hartseer, ons sien pyn, ons sien droefheid, ons sien die stryd wat mense het met sonde, en met die wêreld, en met die boosheid van die wêreld. Daarom wil ons ons oë gefestig hou op u, die leidsman en volëinder van ons geloof. En ons wil vanmôre al die eer aan u bring, soos ons gesing het in daardie laaste lied. Only one spoke, countless stars ablaze. En dan het ons die kosbare woorde geuiter, all the praise goes to Jesus. Dis waarom ons vanmôre hier is. Dis nie hier om te kom luister na 'n man wat 'n paar woorde kom uiter nie. Ons is nie hier vanmôre om mekaar te trakteer of te wys dat ons hier is om een of ander meritepunte te verkry nie. Ons is hier omdat ons God liefhet. Omdat ons eer wil bring aan sy naam, omdat ons gehoorsaam aan hom wil wees. En dan is die bonus, wanneer ons mekaar sien en u woord hoor, en u Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en ons lei in die waarheid. Daarom eer ons u vir die kerk van Jesus. Vader, ons dank u, dat u 'n gemeenskap van heiliges uit hierdie wêreld uitgeroep het, met die doel om u te verheerlik. En wil ons vanmôre een van sin en een van siel in die Here wees, van een gees deurdronge, met een begeerte, ons allerbeste, vir die Here ons allerhoogste. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vriende, jy seker die verse sien op die bord wat ek aangebring het. Dis my gebed vir u en ook vir my en my gesin, dat ons in hierdie jaar die Here sal ken in al ons weë, dan sal hy ons paaie gelyk maak. Waar ook al die Here ons lei, dat ons met 'n gewillige gesindheid sal volg, en ook so die Here sal verheerlik. Môre by ons laaste boodskap van 2024,
stil staan by hierdie baie besondere gedagte, ons oordeel van ander en God se oordeel wat kom. Nou terwyl ek hierdie week voorberei het, ek gedink daaraan, wat sal ek vir die gemeente sê by die laaste boodskap van 2024? Ons het baie dinge waaroor ons oor kan praat en gewoonlik is dit 'n bemoedigende boodskap, 'n boodskap van versterking, en hierdie gaan dieselfde wees. Dit gaan ons net vanmôre uitbring by onsself, want ek dink baie keer begin ons by ander mense in plaas van om so 'n sirkeltjie om myself te trek en te sê, Here, begin by my. Ons is besorg oor die wêreld en ons moet wees. Ons is besorg oor ons buurman en ons buurvrou en ons is besorg oor die kollegas by die werk en wat in Suid-Afrika aan die gang is, maar dikwels vergeet ons van ons eie geestelike heil. Ons het nodig om ons eie lewe voor God te spieël, voor ons met opregtheid kan kyk en met eerlikheid kan kyk na die mense om my. En terwyl ek in hierdie week besig was om voor te berei, en soos u weet, daar's heelwat mense wat ek na luister en boeke wat ek lees en dinge wat 'n mens na kyk, het ek vanmôre besluit om te praat oor hierdie gedagte en glo ek die Here het my so gelei uit 'n boodskap wat ek van Dr. Warren Wiersbe dan ook gelees het, 'n gedagte wat hy baie duidelik en pertinent stel oor die oordeel van ander en dan God se oordeel oor ons. Hoe lyk ons lewe? Kom ons spieël onsself vanmôre in die spieël van God se woord en ons kyk wat die Here vir ons by hierdie laaste boodskap wil kom leer. Ek gaan dadelik wegval, dan lees ek net die eerste 16 verse van Romeine die 2de hoofstuk. Hierdie 16 verse. Daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is, oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid, en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn, as 'n skat in die dag, van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke, aan die wat deur volharding en goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe, maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek. Maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek. Maar daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Want almal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan, en almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Omdat nie die hoorders van die wet by God geregverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. In die dag wanneer God die verborgde dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Ons gaan net hierdie 16 verse saam lees. As u so tydjie by die huis het, lees die res van die hoofstuk, 'n baie besondere hoofstuk. Ons gaan vanmôre na meer verwys as net hierdie paar verse, maar ek pleit ook dat die Here vir ons groot wysheid en insig en verstaan sal gee in sy woord. Vanmôre dan die teks van oordeenking is vers 1 en vers 3. Daar staan, daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook mag wees sonder verontskuldiging, want waarin jy ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? 'n vraag wat die apostel Paulus dan ook hier stel. Die tema van vanmôre se boodskap dan, ons oordeel van andere en God se oordeel wat kom. Ons oordeel van andere en God se oordeel oor ons, of die oordeel wat dan gaan kom. Nou, liewe vriende, as 'n mens terugkyk oor die jaar 2024, dan wil ek sê, soos Spurgeon gesê het in sy dagstukkie vanmôre, geloof sy die naam van die Here, dag na dag het hy ons gedra.
Elkeen van ons kan vanmôre 'n getuienis kom lewer hier, en miskien meer as een, van maklike en moeilike tye, wat in hierdie jaar deel van ons lewe was, maar hoe die Here ons voetstappe gerig het, en ons by hierdie punt uitgebring het, ons in die lewe behou het, en vir ons ook deur sy waarheid en sy woord kom voed het, om ons te leer om meer gelykvormig te word aan sy beeld. Vriende, ieder en een van ons kan getuig van die Here se goedheid in ons lewe, ongeag die uitdagings wat ons beleef het. En elke einde van 'n jaar en die begin van 'n nuwe jaar sê ons vir mekaar, ons hoop die nuwe jaar gaan beter wees. Ek weet nie of u agtergekom het nie, daai Januarie is 'n maand met 1001 uitdagings, en dink ons by onsself baie keer aan die einde van Januarie, kan dit nog moeiliker gaan. Maar een ding wat die Here my kom leer het, en die gedagte wat my hart vasvang, is dat ons nou op aarde ons stryd het. Dis nou die tyd van uitdagings, dis nou die tyd van beproewinge, dis nou die tyd waar ons deur hierdie smeltkroes van die lewe gaan, sodat ons gevorm, gelouter en geheilig kan word, om eendag sonder gebrek voor die Here te staan. Nou vriende, by hierdie laaste diens wat ons hou vir 2024, is dit broodnodig om vanmôre 'n bietjie terug te kyk oor die jaar wat verby is, maar meer in besonder terug te kyk oor my en jou lewe. Ons gaan vanmôre die klem lê op my en jou lewe, die krinkie wat ons om homself trek, om vir onsself die vraag af te vra, in hoe mate het ek in hierdie jaar toegeneem in die kennis en genade van ons Here Jesus Christus? Ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na ons omgang met ander mense, in hoe mate het ons ander mense se lewens beïnvloed, of in hoe mate het ons ander mense se lewens verongeluk. Ons gaan 'n bietjie kyk na die vooruitsig van die nuwe jaar wat voorlê, maar ons gaan ook klem lê op die oordeel van die Here wat sal kom vir my en vir jou. Hierdie afgelope maand wat verby is, het 'n hele paar mense afgesterwe waarvan ons gehoor het. Mense wat in ons gemeente se familielede, mense wat relatief jonk was, mense wat baie oud was. En ons het nodig om vanmôre te kyk en eerlik te wees en vir onsself die vraag af te vra, as die Here my lewe vandag moet neem of oor 20 jaar moet neem, sal ek die mooiste ook by hom ontvang, soos ons laasweek gehoor het van die man? Waaroor het ek gepreek laasweek? Ok, ons gaan hierdie boodskap los, ons gaan laasweek se boodskap net weer preek. Die man Samuel, getrou tot die dood toe. Belangrik, my vrou sê altyd vir my, moenie so ewe skielike vraag vra nie, ek slaan blank. Nou, ek kom agter dat daar meer as een ou is, en dit gebeur baie keer met my ook. Die hele gedagte is net, ons moet vanmôre stil staan, eerlik wees, en vir die Here vra om vir ons wysheid te gee. Die boek waarby ons vanmôre gaan stil staan, is die baie besondere boek Romeine. Nou vriende, die boek Romeine is deur die apostel Paulus geskryf, en wanneer ons huisgodsdiens hou, vra ek altyd vir Calvin, wie het hierdie boek geskryf, en waaroor gaan hierdie boek? En hy het nou al geleer om sekere standaard antwoorde te gee, en ek het geleer om hy standaard antwoorde te bevraagteken. En dan begin hy kopkrap, en hy begin dink, en hy sê, is dit nie dalk so nie, of is dit nie so nie, en dan begelei ek hom uit die woord, want ek weet nog nie alles nie, en hy weet nie alles nie, en u weet nie alles nie. Daarom is ons vanmôre hier, om onderrigting uit die woord ons. Die apostel Paulus was 'n briljante teoloog. Hulle reken dat hy op 'n jong ouderdom 'n paar doktersgrade agter sy naam gehad het, as ons moet vergelyk met vandag se studies en dan ook die teologie wat ons vandag studeer. Nou Paulus het hierdie brief geskryf aan die gemeente in Rome tydens sy 3de sendingreis, en hy het dit geskryf heel moontlik van die gemeente in Korinte waar hy dan ook was. Nou Paulus het onderneem om na die gemeente van Rome te reis, en hierdie brief het gedien as 'n voorloper of dan 'n voorbereider vir sy besoek. Dis as jy skryf 'n brief om vir iemand iets te vra, of miskien 'n gedagte met iemand te deel, of jy stuur 'n e-pos en jy sê, op daardie dag en datum sal ek 'n draai kom maak, die mense weet waaroor dit gaan, en dan word daar gepraat oor die bepaalde saak. En Paulus skryf hierdie baie besondere brief in die Bybel, die boek Romeine. Nou vriende, in hierdie brief vind ons soveel kosbare waarhede, dat die boek bekend staan as die beste voorlegging van Christelike teologie of dogma in die hele Bybel. U wat die boek Romeine al gelees het, sal agterkom, die eerste keer dat jy deur hom lees, verstaan jy nie baie nie. Die tweede keer ook nie. Die derde keer ook nie. Die vierde keer ook nie. By die 10de keer, ek verstaan hierdie gedeelte, en daai gedeelte begin vir my meer sin maak, en hierdie gedeelte en daardie gedeelte gaan saam, en
so besef ons dat God se woord is kosbaar, is onuitputlik, is 'n onuitputlike bron van waarheid, en so Spurgeon gesê het, dis 'n myn waar jy goud uitdelf, en jy sal nooit ophou om die skatte daarvan te vind nie. Daarom is het belangrik om te sien, vriende, dat hierdie brief, die apostel Paulus geskryf is aan die gemeente in Romeine, in Rome, vanuit Korinte, om dan ook hierdie waarhede aan hulle mee te deel. Nou, op meesterlike manier kom die apostel Paulus en verduidelik die groot waarheid van Habakuk 2 vers 4. Hierdie waarheid is maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. Nou as u die boek Romeine bestudeer, sal jy agterkom dat Paulus geweldig baie maak van die gedagte dat die regverdige uit die geloof sal lewe. Hierdie geloof is nie 'n passiewe geloof nie. Nou passiewe geloof is, ek glo en nou sit ek met my handjies gevou en ek wag vir die koms van die Here. Dis 'n passiewe geloof. 'n Aktiewe geloof, die ware saligmakende geloof, is 'n geloof wat my dryf om te doen dit wat ek glo. Wat ander kan sien ek behoort aan die Here. Daar's te veel mense in die kerk van die Here Jesus wat 'n passiewe geloof het. My geloof is privaat. Ek glo, maar ek wil nie veel daaroor praat nie. Ek wil nie veel daaroor sê nie. Daar's nie veel mense wat kan sien dat ek glo nie. En Paulus kom in hierdie meesterlike brief en hy sê, luister, as jy bely met die mond en jy glo met die hart, sal daar duidelike vrug wees in jou lewe. Vriende, as ons die boek in die sin of 3 moet opsom, kan ons dit eenvoudig stel dat God in Christus die sondaar regverdig verklaar. Met ander woorde, onskuldig verklaar. En u kan miskien vanmôre daar sit en dink, maar aan wat is ek skuldig? Die Bybel sê ons almal is skuldig voor God. Ons almal word skuldenaars gebore, ons almal word sondaars gebore. Daarom moet ons regverdig verklaar word, onskuldig verklaar word. Dit kan alleen plaasvind deur die geloof in dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Met ander woorde, as skuldenaar staan ek skuldig voor God. Christus sterf vir die skuldenaar aan die kruis, die sondaar, en Christus se geregtigheid word tot die sondaar se lewe toegevoeg. Met ander woorde, God verklaar my onskuldig in Jesus se soendood, en dit produseer 'n heilige lewe en karakter. As jy vanmôre sê, jy's 'n Christen of jy behoort aan die Here, en jou lewe is nie heilig nie, dan is dit teenstrydigheid. Daar bestaan nie so iets soos iemand wat sê, ek is 'n gelowige, maar my lewe wys dit nie. Dr. Warren Wiersbe beskryf, hy sê, a righteous standing before God leads to a holy life before men. We are not saved by works, jy kan nie werk vir jou saligheid nie, or by faith plus works. So my geloof en my werke red my nie. Hy sê, we are saved by a faith that works. Met ander woorde, my geloof in die Here Jesus Christus, wat 'n geskenk van God is, produseer 'n heilige lewe. Dit produseer 'n rein lewe. En dis waaroor die boek Romeine gaan. Geloof wat uitloop op werke. Nou in Romeine 1, vriende, lees ons van die kosbare evangelie, wat die Here gebruik om sondaars te roep en te red. Hoe red die Here mense? Hy gebruik 'n boodskap soos vanmôre. Hy gebruik miskien 'n getuienis van een Christen wat teenoor 'n ander persoon praat, 'n ongeredde, en die bekering vind plaas, want die Bybel sê, ek skaam my nie oor die evangelie. Die evangelie is die woordjie evangelion, die gedagte van die goeie nuus, nie van my of van my goedheid nie, maar die evangelie, die goeie nuus van Christus. Hy sê, ek skaam my nie oor die goeie nuus aangaande Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Paulus lê baie klem op die Jood en die Griek. Waarom? Paulus was 'n Jood. En hy het geweet dat die meeste Jode op hulle eie werke steun, op hulle tradisie steun, en hy sê, vir die Jode en vir die Grieke dieselfde evangelie, Jesus Christus. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskryf is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Dieselfde woorde as Habakuk 2 vers 4, wat ons so pas vir u voorgehou het. Nou vriende, van verse 18 tot 32 van Romeine 1, van vers 18 tot 32, praat Paulus oor die wat die waarheid van die evangelie onderdruk. Luister gou vanmôre. In Suid-Afrika is daar omtrent niemand wat nie weet van Jesus Christus nie. Maar die meeste onderdruk dit. Die meeste sê, ek wil nie hoor wat sê God, ek wil nie hoor wat sê sy woord nie. Ons het gister 'n lang gesprek met 'n vrou gehad wat ons kom kuier het. Ons ken haar nou al baie jare, sy was bietjie in die omgewing, bietjie by ons kom kuier, en sy het gepraat oor een van die familielede.
wat die waarheid ken, maar die waarheid onderdruk. En sy sê hoe sy ernstig bid ook vir hierdie persoon, en dis presies wat Paulus verder in Romeine 1 sê, dat die meeste onderdruk die waarheid, hulle weet, hulle gewete oortuig hulle weet wat die waarheid is, maar hulle onderdruk dit, omdat hulle sonde lief het. Baie interessant dat mense sonde lief het. Het vriend nou dag gesê, sonde is soos 'n groot geskenk boks wat hulle aflaai by jou huis. Met 'n groot rooi stryk om, en as jy hom oopmaak, is 'n adder wat uitkom. En hy pik jou en daardie gif vernietig jou lewe. Meeste mense dink sonde gaan vrede, gaan geluk bring. En u kan vanmôre getuig van die hartseer wat sonde in jou lewe en in my lewe al gebring het. Sonde gee nooit wat dit beloof nie. En daarom kom die apostel Paulus en hy sê, dat mense wat die waarheid ken, onderdruk dit omdat hulle sonde lief het, en hulle pluk die hartseer en bittere vrugte van hierdie lewe van boosheid. Nou vriende, kom ons by hoofstuk 2 uit, en dis wat ons vanmôre saam gelees het. Nou ek het nie tyd om vanmôre deur die hele 16 hoofstukke te werk, en 'n oorsig vir u te gee nie, maar hoofstuk 2 is belangrik, want u sien hierdie hoofstuk is kosbaar, en wat hierdie hoofstuk in besonder kosbaar maak, is dat Paulus ons bring by die plek om hand in eie boesem te steek. Nou hier is maar 'n terme wat ons in die Ou Testament kry, onthou u van Moses? Toe die Here aan hom verskyn het by die brandende bos, moes hy sy hand insteek, en toe hy uitkom, toe is dit melaats. Toe hom terugsteek, toe is dit gesond, en dis maar die hele gedagte. Baie keer moet ons onsself in die spieël van God se woord plaas, en ons moet onsself sien soos God ons sien, en dit wat hierdie hoofstuk 2 en verder so besonder maak. Ons het nodig om vanmôre hard, duidelik en goed in die spieël van God se woord te kyk, na myself en myself eers te oordeel, voor ek ander op die regbank plaas, en hulle lewe oordeel. En ek het die vraag vir myself gevra, terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, waarom is dit nodig? Waarom is dit nodig om vanmôre in die spieël van God se woord te kyk? Die antwoord, Romeine 14:10. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal, hier is belangrik, ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. So wat Paulus hier kom leer vir ons is dat in die lig van wat hy gesê het in hoofstuk 1, hoofstuk 2 tot by hoofstuk 14, is die uiteindelike doel dat ons seker sal maak dat ons reg is om die Here te ontmoet. Dat ons gesteld sal wees op ons verhouding met die Here, sodat ons kan sien hoe ons in die lig van sy waarheid lyk. So hier is nou 'n belangrike gedagte as oorgang vir die boodskap van vanmôre. Soos Romeine 2 word in Romeine 2 vriende word in Paulus se argument gebruik om by die waarheid van Romeine 14 uit te kom, dat ek self moet seker wees en maak van my eie redding, van my eie lewe voor die Here, voor ek ander voor stok bring en hulle lewe en werke oordeel. Dis waaroor die hele boek Romeine eintlik gaan, en dit bereik die klimaks by Romeine 14, wat ek vir u gelees het oor die gedagte, dat ons almal voor die regterstoel gestel sal word. Ons moet ook let daarop, dat die oordeel oor my eie lewe altyd, wat staan daar? Strenger en meer deegliker moet wees as van ander mense. Thomas A. Kempson het gesê, how rarely we weigh our neighbor in the same balance in which we weigh ourselves. Wat hy hier eenvoudig sê, dikwels vat ons die sonde van 'n ander en ons hang dit aan die groot klok. Dis miskien 'n klein sondetjie wat hulle gedoen het en ons sê, kyk hierdie man se boosheid. En God weet en ek weet, ek is besig met grove sondes in my lewe. Wat Thomas A. Kempson sê, is wat Paulus sê, is wat die Here vir ons sê, en dis wat die Here ook in hierdie week, deur sy woord tot my hart gekommunikeer het, dat ons nie fariseërs moet wees nie. Ons haat die woord. As iemand vir jou sê, is 'n fariseër, is dit 'n komplimentie. Jy loop nie en sê, hulle het my 'n fariseër genoem. Ek is oor hierdie saak, is ek baie bly nie. Inteendeel, as iemand vir jou dit sê, raak jy sommer boos. Hoe durf hulle vir my sê ek's 'n fariseër? Maar hierdie week moes ek besef het dat ons almal maar in 'n minder of 'n meerdere mate 'n fariseër is, want ons kyk na ander met 'n oog van veroordeling, terwyl ons dikwels na onsself kyk. Met hierdie gemaklike oog van verontskuldiging. En ons dink by onsself, kyk hoe sleg is ander mense. Ag Here, jy is seker bly, u het my raak gesien en my deel van u koninkryk gemaak. Dis die saak waaroor ons vanmôre moet praat, hier by die laaste boodskap van 2024, en glo dis goeie nuus, hoor. U kyk my vanmôre asof u wil sê, maar Jesus, hierdie ou bring vir ons slegte nuus. Dis goeie nuus.
Want as God my begin verander, en hy begin my in die spieël van sy woord wys hoe ek lyk, dan raak al my verhoudinge beter met mense, die lewe raak vir my 'n lied, en ek besef dat hierdie God van hemel en aarde is 'n genadige en 'n barmhartige God, groot van goedertierenheid en lankmoedigheid. En daarom gaan ons vanmôre kyk na die tema, ons oordeel van ander, en dan God se oordeel oor ons. Die eerste gedagte, vriende, en ek gaan nie, ek sien is nou eers 10:00, daarom nog vroeg. Die eerste gedagte, ons oordeel van ander en God se oordeel oor ons is, oordeel ek myself of oordeel ek ander? Ek gaan vinnig daaroor praat. Romeine 2 vers 1 sê, daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook mag wees sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel doen dieselfde dinge, en ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Vriende, wat Paulus vir die gemeente eenvoudig wil sê, onthou, hy skryf die brief as 'n voorloper, as 'n voorbereider. Hulle het hom nog nie gesien nie. Hulle het nog nie met hom gepraat nie. Nou lees hulle hierdie brief en hulle dink seker by hulle self, maar hierdie man Paulus is 'n kwaai man. Kyk wat skryf hy vir ons. Maar Paulus onder leiding van die Heilige Gees kom bringe waarheid by hierdie gemeente tuis. Dat dit belangrik is dat die oordeel altyd eers by myself moet begin voor ek oorgaan na die volgende persoon toe. Vriende, as dit 'n daaglikse gebruik in my en jou lewe word, sal ek meer die balk in my eie oog sien as die splinter in 'n ander een se oog. Omdat ek in die lig van God se komende oordeel leef, besef ek dat ek eendag vir myself rekenskap gaan gee, en daarom moet ek eerder besorgd wees oor hoe ek voor die Here lyk, voor ek oorgaan na die volgende een, om hulle gereed te maak vir die oordeel van God. Paulus kom leer hierdie gemeente eenvoudig, hy kom leer vir my en jou vanmôre, wat hier sit in hierdie kapel in die gastehuis, by die gastehuis van Oliver Tambo, kom leer die Here vir ons een ding, ons word almal sondaars gebore. Ons staan almal ewe skuldig voor God, of u nou mens is wat in die kerk groot geword het, of u nou miskien 'n Robin Vy lewe gelei het tot op hede. Of u ryk is of u arm is, of u mooi of lelik is, of u gewild of ongewild is, ons word almal presies dieselfde gebore, onder die vloek van die sondeval, as sondaars, ons staan ewe skuldig voor die Here. Psalm 51:7, Psalm 58 vers 4, ons almal verdien God se oordeel. Hoor nou, wat Paulus vir hulle wil kom leer, die dag, as die Here my uit genade kom red, is dit, hoor nou, ek gebruik die woorde, is dit veronderstel om my nederig, klein en nietig voor God te maak. Vriende, ek verstaan nie, u moet as my asseblief help. Ek verstaan nie waarom kinders van die Here roem in hulle self. En hulle kyk na ander mense en hulle is heeltyd besig met ander mense. En hulle word nie nederiger nie. Hulle word nie meer lankmoedig nie. Hulle word nie kleiner voor God. Hulle word nie stiller nie. Ek lees hierdie week een van die groot Puriteine se aanhalings wat hy sê, ons gesprekke moet meer met God wees as met ander mense. Want ons is so geneig om ander mense heeltyd te beoordeel om onsself te regverdig. Paulus kom en hy sê, oordeel jy jouself of ander? Is jy heeltyd besig met ander of is jy besig met jouself? Die baie bekende woorde sê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal en kyk, in jou eie oog is die balk gefynste. Al eers die balk uit jou eie oog, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder te haal. Ek wil 'n vraag vanmôre vra. Beteken dit dat alle oordeel taboe is? Dat ons glad nie mag oordeel of beoordeel nie? Sê gou vir my. As u die lewe van die Here Jesus gaan dophou, wil ek vir u sê, het hy redelik kaalvuiste ingeklim onder die fariseërs. Ek dink hy het hulle redelik aangespreek by elke geleentheid. Hy het nie teruggestaan by hierdie fariseërs wat hulle self regverdig het nie, maar as dit gekom het by die sondaars. Daai vrou by die put van Samaria, die owerspelige vrou, Saggeus, Lukas 19, die besetene van Gadara, was daar 'n sagtheid by die Here. Want u sien, as ons dink ons het genade verdien,
dan sit ons op die stoel van Moses en ons beoordeel almal. Maar wanneer ons besef, ons kan nie genade verdien nie, dan raak ek stiller en ek besef maar, 'n eerlike Bybelse beoordeling bring my uit by die gedagte, dat ek minder moet word, sodat hy meer kan word. Dat ek meer met myself besig sal wees, in beoordeling van my eie lewe, voor ek gaan sit en ander mense beoordeel, volgens 'n oordeel wat nie regverdig is nie. Baie min van ons kan perspektief behou. As daar sonde is, moet ons dit aanspreek as 'n Bybelse beginsel, maar die manier hoe ons dit doen, sal mense afstoot of nader trek. Onthou jy die vrou by die put van Samaria? Het die Here vir haar gesê, ja jou hoer, kyk hoe slaap jy rond, jou sleg ding, vir jou is die hel beskore, lees ons dit? Nee, maar dikwels is dit hoe ons optree teenoor ander. En daarom is het belangrik dat ons vanmôre sal sien, dis nie 'n taboe om te beoordeel nie, dis nie 'n taboe om ander mense mee te praat oor sonde nie, maar die gesindheid moet altyd wees, uit 'n nederige hart, 'n nietige staans voor God. Here, ek besef, ek is niks en U is alles. Die oomblik wanneer hierdie gesindheid my lewe sal oorneem, sal ek meer ander sien in die lig van God se genade, en my meer sien as begenadigde voor die Here. Ek vra jou vanoggend, wat het God se woord in die jaar, wat verby is in jou lewe bereik? As jy harder, meer ongenaakbaar geword het, selfregverdigend, iemand wat staan in 'n posisie van, julle klomp hieronder, julle gespuis, weet nie wat heiligheid is nie, kom ek wys julle, wat 'n heilige lewe is. Dan moet ek vir jou sê, daar is groot fout. Ek vra jou vanmôre, is jy nederiger? Is jy meer bewus van jou eie sondes en vergeef jy makliker ander? Of is jy soos 'n fariseer van ouds? Altyd besig met ander en nooit met jouself. Vra jouself die vraag af, oordeel ek myself of ander? 'n Slotgedagte voor ons by die tweede gedagte uitkom. Ek wonder as die Here my en jou lewe vanoggend op die silwerskerm moet gooi. Wonder ek, hoe sal ons praat hierna? As die Here vanmôre Gerard Beke se lewe op die silwerskerm hier moet vertoon, sal ek nie op my knieë val en roep om genade nie. As die Here jou lewe vanmôre op die silwerskerm moet wys, sal jy nie miskien meer stiller word en ander minder beoordeel en veroordeel en sleg sê en hulle lewens vernietig en kompliseer nie. Sal jy nie miskien, soos in Johannes 8, waar jy met die klip gestaan het om te gooi, en jy sien jou lewe op die silwerskerm die klip neergooi, en omdraai en wegloop, en om genade smeek nie. Ek vra jou vanmôre, oordeel ek myself of ander? Die tweede gedagte, lewer my lewe en werke getuienis van my geloof en redding. Onthou wat ons aan die begin gesê het, wat Warren Wiersbe gesê het, ek gaan dit nou weer vir u op die skerm wys. Hierdie gedagte van, lewer my lewe werke. As ek sê ek is 'n gekwalifiseerde elektriesien, en iemand vra my om by hulle huis 'n prop of 2 te kom insit, en dit is net die kragskop af, en dis net sparks wat jy sien, en die huis brand af, dink u, dat hulle gaan dink, hierdie ou is gekwalifiseerd vir al hulle vriende stuur, kry vir Gerard Bekes, hy is fantasties elektriesien, en hy sê jou huis definitief afbrand in die tyd wanneer hy klaar is. Ons weet mos, dit sal nie werk nie. So oud sal ons nie aanbeveel nie, ons sal op Facebook omblok, en ons sal vir almal sê, luister, hierdie ou is pateties. En dit is presies dieselfde in die geestelike lewe, dit help nie. Ons sê ons het die Here ontmoet, of die Here het my kom red, of die Here het my siel kom lewend maak, maar daar is geen bewyse nie. Hoor wat sê Paulus, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef wat die goedertierenheid van God het op bekering wil lei nie, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir toren as 'n skat in die dag van die toren en openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Red ons nie, maar werke lewer 'n bewys van redding. Aan die wat deur volharding en goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe, maar aan die wat eiesinnig, hierdie woordjie eiesinnig het Samuel gebruik, toe hy met Saul gepraat het, eiesinigheid is afgodediens, maar
Aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid. Oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek. Maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen. Vir die Jood eerste en ook vir die Griek, want daar is geen aanneming van die persoon by die Here nie. Vir u nou gesê, vriende, Dr. Warren Wiersbe het gesê, a righteous standing before God leads to a holy life before men. We are not saved by works, or by faith plus works. We are saved by a faith that works. Ek vra jou vanmôre, ek vra vir myself die vraag. Lewer my lewe en jou lewe. Lewer ons werke getuienis van 'n egte, saligmakende, aktiewe geloof. Of is dit 'n passiewe geloof waar ons mense voor die voet wegvee? Nou onthou jy die gemeente in Korinthe, of het jy al gelees van hulle? Dankie Eben. Ons Bybelleesprogram sal by Korintiërs begin, hoor. As jy nie weet waar dit is nie, vra my. Dit is in die Bybel, Nuwe Testament. Maar as jy al gelees het deur die boek Korintiërs, dan sal jy agterkom, dis 'n gemeente wat gespog het met hulle geestelikheid. Hulle het gesê, ons is kinders van die Here. En Paulus kom sê vir hulle, luister, ondersoek julle self, of julle in die waarheid is. Julle praat soos kinders van die Here, en julle sê vir ander wat om te doen, julle oordeel mense, julle oordeel selfs vir my as Paulus, en vir Apollos en vir Petrus, julle klomp kamp in die gemeente, en julle dink julle is hier die heiliges, daar is gawes, sogenaamde gawes in julle gemeente wat werksaam is, maar ek sê vir julle, ondersoek julle self of julle in die waarheid is. En die enigste rede, hoekom Paulus het gesê, hierdie mense het baie gepraat, maar het min gedoen. Hulle het min bewyse gelewer, van dat die Here werklik in hulle is. En sê vir my, wat se hoofstuk lees mense by die troues gereeld? As iemand nou trou, jy weet, dan lees hulle, ons gaan die liefdeshoofstuk lees. Nou kom ek lees vir u, die liefdeshoofstuk. Want u sien, dit gaan oor lewer my lewe en werke getuienis van my geloof. Dit gaan nie oor hierdie man se oë het net sterretjies in. Nou sien hy hierdie pragtige vrou wat voor hom staan. Hy sal enigiets beloof. Hy sal sy koninkryk afteken op daai dag. Wat hy nou nie eintlik het nie, maar ek en my vrou het nou al die verstandhouding. As daar iets gebeur, dan sê ek vas, gelukkig nie myne is alles joune. Ek geniet dit net. Maar hoor wat sê 1 Korintiërs 13. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie. Liefde is altyd een van die barometers, die belangrikste barometer waaraan ek my wandel met God meet. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het. So liefde is nie iets passiefs nie. God gee sy seun, hy wys vir ons sy liefde. Daarom is liefde die barometer van my wandel met die Here. As jy liefdeloos teenoor ander is, wil ek vir jou sê, is jy wat Paulus sê, 'n klinkende metaal en 'n lydende cymbal. Jy maak lawaai. Bly stil, ander wil nie hoor wat jy sê nie. Nou, jy het al almal gehoor hoe jou kind moet pot en panne in die kombuis. Pang, pang, pang. En mami sê, so mooi. Oor ons kind gaan seker enige dromme speel. Hy seker, hy spaai musikaal. En pa sê, asseblief tog, pak die potte net weg. Hy sal vir my mal maak. Wat die Here sê, al sou jy die tale van mense en engele spreek, jy het nie die liefde nie. Alles moet kom uit 'n hart van liefde. Soos God uit 'n hart van liefde sy seun gegee het. Sy seun uit 'n hart van liefde aan die kruis vir ons gesterf het. So moet ons uit 'n hart van liefde wandel voor God en teenoor ander. Dit nie so is nie, is ek 'n klinkende metaal, verleidende cymbal. Hoor verder. Al sou ek die gawe van profesie hê, en al sou ek die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit. En ek het nie liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Luister, wat Paulus sê, ek kan soveel geloof hê, dat ek vir daai boom aan buitekant sê, boom, tel jouself op en gaan gooi jou daar in die pad. Hier kom hierdie boom, ek sê nou vir u, almal weghardloop, as ek dit kan doen. Maar die gedagte, amper die gedagte wat Paulus wil oordrywing gebruik, om te sê, luister, al kan jy hierdie goed doen, al kan jy hierdie berg verskuif, al kan jy vir hierdie berg sê, gaan gooi jouself in die see, en jy het nog steeds nie liefde nie, dan beteken jou godsdienst niks. Dan is jou godsdienst niks zeggend. Vers 3. Al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat. Ek het 'n bietjie gaan nalees oor hierdie saak is, in die Bybelse tyd was daar mense wat so geestelik probeer voorkom het, dat hulle letterlik hulle self oorgegee het as martelare. Maar hulle lewe was voor God nie reg nie.
En Paulus sê, al doen jy dit, al gee hierdie liggaam dat hy verbrand word, en ander sê, wow, kyk hoe geestelik is hierdie Gerard. Jesterhuis man, hy's 'n fantastiese ouen. Kyk vir Winnen, kyk hy het sy lewe gegee, hy's verbrand op die, Sarah het jy oorgesien vanmôre, hoor? My oorgegee om verbrand te word, sê die Bybel, en ek het nie die liefde nie, beteken selfs daai sterwe niks nie. Hoor wat sê die Bybel, die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Dis die wonderlike boodskap wat die Here vir ons wil deurgee. As ek aan die Here behoort, dan moet my lewe en my werke getuienis lewer van die geloof in my. As dit nie so is nie, dan sê die Bybel dat hierdie eintlik maar 'n niks seggende geloof is nie. Vriende, hierdie gemeente in Korinthe was die toonbeeld van vleeslikheid. Hulle was heeldag besig met mekaar en Paulus sê, ondersoek julleself. Vanmôre hier by die laaste boodskap van 2024 is my boodskap aan u dat u en ek onsself sal ondersoek en vir die Here sal vra, begin by my, dat my hart van liefde ander mense sal bereik vir u koninkryk en dat ek minder my mond sal uitspoel oor ander, maar meer eerlik sal wees met myself en my wandel voor die Here. Dat ek nie soos een van my gewese lidmate gesê het, dat ek nie met falsiteit in my hart sal rondloop nie, maar dat ek eerlik voor die Here sal lees. As my lewe nie getuienis lewer van verandering nie, vriende, is daar 'n groot probleem. Die derde ene, ek's amper klaar. Ek vra jou vanmôre, onder die tema wat ons hanteer, skuil ek agter my godsdiens? Beoordeel ek 'n ander omdat ek skuil agter my godsdiens? En u kan miskien van my vra nou, wat het dit met die hele saak te doen? Kom ek verduidelik vir u. Paulus sê in Romeine 2 vers 12, want almal wat sonder wet gesondig het, sal sonder die wet verlore gaan. Nou verwys hy na die heidene, en almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Nou verwys hy na die Jode, omdat nie die hoorders van die wet by God geregverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Nou gaan aan in vers 25, hy sê, want die besnydenis is wel nuttig, as jy die wet onderhou, maar as jy oortreder van die wet is, het jou besnydenis onbesnedenheid geword. As die onbesneden dan die verordeninge van die wet onderhou, sal sy onbesnedenheid dan nie as besnydenis gereken word nie, en sal hy wat van nature onbesnede is en die wet volbring jou nie oordeel, wat ondanks letter en besnydenis 'n oortreder van die wet is nie. So Paulus stel nou die Jood en die heiden teenoor mekaar. Die Jode die wet ontvang van die Here en hulle het nog steeds gesondig. Die heiden het nie God se wet ontvang nie en hulle het nog steeds gesondig. En Paulus sê by die einde van die dag, julle wat die wet het en ander wil oordeel, skuil jy agter jou godsdienst, skuil jy agter jou tradisie, skuil jy agter jou oorleweringe, of is daar werklik 'n lewe wat eerlik voor die Here geleef word? Vers 28, want nie hy is 'n Jood wat dit in openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat in openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. So wat probeer die apostel Paulus hier sê, vriende? Is eenvoudig dat hy hierdie gemeente so 'n bietjie oor die vingers tik. So liggies oor die vingers tik. Ek hoor by my vrou, toe hulle tik op skool gehad het. Nou, ek weet nie, hoekom ek so dom was om nie tik te geneem het nie. Want ek tik so, né? Met my 2 vingers en sy werk om so. Maar sy sê as hulle getik het die juffrou geloop met die liniaal. En lyk my as jy verkeerd tik, wat jy jou op die knekel geslaan. Watter wrede tyd het ons uiteen groot geword nie. Geen wonder ons is sulke slagoffers nie. Vriende, dink dit aan. Die gedagte, Paulus kom en hy tik mense oor hulle vingers. Hoekom? As apostel van die Here het hy nodig om vir mense te wys hoe hulle voor die Here lyk. Luister, as u vanmôre voel u word oor die vingers getik, dank die Here daarvoor. As ek vanmôre voel ek word oor die vingers getik, moet ek God dank daarvoor. Waarom? Want ek gaan eendag voor die Here rekenskap gee. Ek gaan voor die Here eendag staan om ook te sê, Here, wat ek met my lewe gedoen het. En Paulus kom hier aan die gemeente in Rome en hy sê vir hulle, julle ouens kom uit die tradisie. Julle is Jode en julle glo julle die wet van Moses ontvang en Abraham is julle vader en julle het hierdie seremonies en die besnydenis en julle het al hierdie dinge wat julle dink julle voor God regverdig maak. Maar ek wil vanmôre vir julle sê,
En dis wat Paulus vir hierdie gemeente sê. Dat geen besnydenis, geen onderhouding van die wet, geen tradisie, geen oorlewering, nie my pa wat gered is en my ma wat gered is, sal my in God se koninkryk bring nie, maar alleen die werk wat God in my siel doen. En wat doen mense baie keer vandag, vriende? Hulle skuil agter hulle godsdiens en hulle godsdienstigheid om ander mense te oordeel. Daarom die tema dan, jou oordeel van ander en God se oordeel oor jou en oor my. Wat wil die Here vir ons kom sê? Daar is vanmôre baie mense en baie kinders van die Here wat lief is vir die Here en jy sien die vrug in hulle lewe en ek dank God daarvoor. Eer die Here daarvoor. Maar daar is vanmôre ongelukkig ook baie wat skuil agter hulle urelange Bybelstudie, al die preke wat hulle geluister het deur die jaar, die verse wat hulle gememoriseer het, die ywer vir die saak van die Here, luister, terwyl hulle 'n bitter smaak in die mond van ander mense laat. Hoe dikwels hoor jy mense getuig van heiligheid, maar hulle vee die vloer met ander. Hulle sit op die spreekwoordelike stoel van Moses, maar daar is geen vrug van alles wat hulle gehoor en gelees en bestudeer het nie. Hulle luister en gee raad. En hulle sê vir mense, moenie drink nie, en moenie rook nie, en moenie vloek nie, en moenie steel nie. Maar daar is 'n hardheid in hulle hart. Daar is geen dra van die vrug van die Gees, wat ons so tyd terug na gekyk het nie. En hulle loop die gevaar om eendag by die Here te hoor, gaan weg. Ek het jou nooit geken nie. Luister vriende, dis belangrik om Bybelstudie te hou. Dis belangrik om na preke te luister en ek is baie lief daarvoor. Ek hou van om verse te memoriseer, ek is nie meer so skerp daaraan soos ek was vroeër jare nie. Maar as dit nie 'n verandering in my lewe bring nie, dan sê die Bybel, staan ek skuldig voor God. Tradisie, godsdiens, sekere werke wat ek doen, kan nie my in 'n posisie plaas waar ek ander kan oordeel, asof ek die Here is nie. Ek moet, en die Bybel gee ons genade om te verstaan dat ons in hierdie wêreld die evangelie moet gaan uitdra. Ons moet vir ander vertel van Jesus wat red, ons moet ander wys oor hulle sonde, maar dit moet altyd in 'n gesindheid van liefde, in 'n gesindheid van selfbeheersing, van sagmoedigheid wees. Maar hoor, in al my Bybelstudies oor die jare, die Here my een ding kom leer: hoe verdorwe ek self is, hoe sondig ek is. En luister, as God vanmôre in geregtigheid moet oordeel, het ek nie hier voor u gestaan nie. Ek staan nie vanmôre hier en preek vir u asof ek alles bereik het nie. Ek sien dikwels in my eie lewe die leemtes, en ek roep na God, soos daar die pragtige Halleluja lied sê, meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer troos en beproewing oor sonde, meer smart. Here, meer smart oor my eie sondigheid, en minder vinger wys na ander, wat miskien minder sonde doen as ek, en kleiner sondes doen as ek. Maar ek sit op hierdie regbank om ander te veroordeel. En ek stoot hulle eintlik weg van die Here, en hulle sien niks van God se genade, en liefde, en barmhartigheid nie. Die laaste gedagte, ek sluit my boodskap af. Leef ek wat ek bely. Jy sal sien, daar's 'n klemverskywing, gaan nie lank hierby stil staan nie, maar ek moet net gou vir u lees wat sê die apostel Paulus in die verse wat ons nou nie saam gelees het nie. Vers 17 sê hy, kyk, jy dra die naam van Jood en steun op die wet en beroem jy op God. En jy ken sy wil en onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy uit die wet onderrig word. En jy is oortuig dat jy 'n leidsman, jy is oortuig, sê Paulus, dat jy 'n leidsman is van blindes, 'n lig vir die wat in die duisternis is, 'n opvoeder van die onverstandiges, 'n leermeester van die onervarenes, omdat jy die beliggaaming van die kennis en waarheid van die wet het. Paulus sê vir hierdie gemeente, luister, julle het al hierdie kennis, julle het al hierdie dinge wat julle ontvang het deur tradisie. En dan sê hy hierdie ding, julle sê julle is leermeesters, julle sê julle is opvoeders van die onverstandiges, die mense wat kwansies die Bybel nie so goed ken soos julle nie. Jy dan, wat 'n ander leer jy jouself nie? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy? Jy wat sê dat 'n mens nie oorspel mag pleeg nie, pleeg jy oorspel? Jy wat 'n afskuw van die afgode het, pleeg jy tempelroof? Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet? Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil.
onder die heidene gelaster. Ek sien baie keer so, as mense vir my goed stuur, of die kinders wys vir my, of mense stuur dit vir jou aan op YouTube, van mense wat nou na hierdie byeenkomste gaan van mense, dan begin hy daar skree, of hulle hou optogte buitekant sekere kerke, sekere organisasies, gaan te kere soos, ek weet nie wat nie. Om vir mense te probeer oortuig, hulle is reg en die res is verkeerd. En weer eens sê ek vir u, om mense te oortuig van God se waarheid, lê nie in my en jou vermoë nie, maar ons moet gehoorsaam wees om hierdie waarheid te verkondig. Maar Paulus se beginsel wat hy hier kom neerlees, as jy verander sê moenie steel nie, hoop ek nie vanmôre jy steel nie. As jy verander sê moenie hoereer nie, hoop ek nie jy hoereer nie. As jy verander sê moenie jy meer verloor nie, hoop ek nie jy verloor om heeldag. Ek hoop nie as jy verander een sê, jy moet lief wees vir jou vrou en jou kinders, en jou vrou en jou kinders spaander as hulle jou sien nie. Ek hoop nie, jy sê verander om sekere dinge te doen, maar jy self doen dit nie. Dan is jou godsdienst leeg, dis niks seggend nie. Ek gee nie om vanmôre of jy opgehou rook, drink, vloek, steel en allerlei goeders het nie. As jy self nog in jou lewe met hierdie booshede sit, miskien ander forme, miskien ander dinge wat jy mee sit as, miskien in die verlede, as jy nie 'n gesindheid het van lewe wat jy bely nie, beteken jou godsdienst net mooi niks nie. Dr. Warren Wiersbe beskryf, hy sê, do I tell others what is right, then do what is wrong? Do I expect more of others than I do of myself? En ons almal moet vanmôre antwoord, ja! Ons verwag van ons kinders om beter te lewe as onsself. Luister, een van die groot jeugwerkers het gesê, ouers, jou dade spreek so hard, jou kinders luister nie na jou woorde nie. Luister, jou dade spreek so hard, jou kinders luister nie wat jy sê nie. Ons het mos die beginsel in Suid-Afrika, doen wat ek jou sê, moenie doen wat ek doen nie. Nou dink jy as jy 'n voorman by 'n werk, of 'n maatskappy, of 'n organisasie is, of 'n bestuurder, of een of ander persoon in beheer, en jy sê vir jy klomp mense by die maandagoggend vergadering, terwyl jy koffie drink, luister, ek wil net vir julle sê, julle maak wat ek vir julle sê om te doen. Julle doen nie soos ek doen nie. Jy steel, jy kom laat by die werk aan, jy skree en skel en beklei met almal, dink jy dat hulle na jou gaan luister? Ek dink nie jy gaan lank bestuurder wees nie, of voorman wees nie. Ek dink jy gaan een of ander tyd vir my sê soek werk. Waarom? Want jy sien is die beginsel. 2 Korintiërs 13:15, ek het nou vir u dit net genoem, ek het dit vir u op die bord gesit, ondersoek julle self of julle in die geloof is, stel julle self die beproef. Of is julle nie seker van julle self dat Jesus Christus in julle is nie? Volg die laaste gedeelte as julle ten minste nie verwerplik is nie. Dis die beginsel wat ek vanmôre in u hart wil kom lê, hier aan die einde van 2024, begin van 2025, dat ons eerlik sal wees met die oordeel oor ons. Die kring om my trek en sê, Here, begin by my, voor ek uitreik na ander. Ons is te veel besig met ander, en ons eie wingerde. Hy is verwaarloos, en word nie versorg, en ons eie lewe word voor die Here nie ondersoek en in stand gehou nie. Ek het hier op my notas geskryf, vriende, hoe verskriklik kan Satan ons net nie mislei nie. Ek onthou in elke gemeente waar ek was, hoe ek hierdie ding sien kop uitsteek het. Ek het begin in my gedagtes en hier op my notas, manne wat die swart pak dra. Onthou u in die vorige kerk wat ons was? Swart pak, wit das. My vrou sê die dag toe ons weg is by die EG Kerk, sy sê ek is so dankbaar, jy gaan nie weer 'n wit das dra nie. Want ek het die ding nooit skoon gekry nie. En ek het baie keer by myself gedink, of ek dink by myself, ek wonder of die vuil das nie baie keer party van die kerkraadslede se harte geopenbaar het nie. Dat die veiligheid eintlik van binnekant af op daai das gekom het. En dat hy brein geraak het nie. Want jy sien die probleem vandag is, en ek het dit gesien in my jare in die bediening, hulle dra swart pakke, maar as jy alleen met die vrou en die kinders en die bure praat, dan sê hulle is 'n monster. Daai man is afstootlik. Dit wat hy gee van Christus is 'n bitter smaak in ons mond.
Ons is streng in die gee van ons tiendes en offergawes. Maar ons is lief om belasting te ontduik of kontanttransaksies te doen en geld onder die tafel te neem. Ons praat van liefde deur die week, maar die wrakke wat onder ons tong moes deurloop, lê ons huis in die dorp vol. Ons boodskap is hard en veroordelend en skoorsoekerig en liefdeloos en selfregverdigend, net soos die Fariseërs. En ons staan en ons doen lang gebede. En ons sê, o Here, ons dank U dat U ons vry gemaak het. Ons bid met hierdie woorde en soos 'n oom my vertel het eendag, hy sê, hy was in 'n kerk in 'n gemeente gewees. Hy sê, daar was 'n oomie gewees, 'n ouderling, 'n redelike ouerige man. Hulle sê hy het gebid dat mense baie keer begin huil het. Hy het trane getrek as hy gebid het, want hy het met sy vader gepraat en hoe lief het hy sy vader net. En hy sê, hy sit eendag op die stoep. Hy sit op die stoep van sy huis een Sondagmiddag nadat hy en sy vroutjie geslaap het. En hy sê, en hy kyk so, en hy sien hier kom 'n tannie aangehardloop. Nou nie, baie vinnig nie, want hulle is oud. En agter haar 'n man met 'n byl in die hand. En toe hy weer kyk, dis dit die oom wat hierdie trane trekkers bid. Paar happe ingehaal die middag, en sy vrou met die byl gejaag by die straat af. En die gedagte wat net na vore gekom het, leef ek wat ek bely. Miskien is jy nie vanmôre iemand wat 'n paar drankies drink en dan droog maak nie, maar ek vra jou, hoekom is jy so hard? Waar kom dan die ongenaakbaarheid vandaan as die Here sy liefde aan jou openbaar het? As hy jou vrygekoop het van sonde, waar kom jou ongenaakbare veroordeling van ander vandaan? Ek vra jou vanmôre die vraag, trek die kring om jouself, trek dit om myself. Bestadie moes die Here my oortuig het dat my gesin, as hulle my sien, moes gevlug het. Want pa het gekom. En my pa sê is reg. Of het reg was of verkeerd was. Ek is die hoof van my huis. Ek is die baas. Ek is die leeu wat brul. Ek is die man wat sê. En ek het nie 'n pyn met 'n man wat leiding gee in sy huis nie. Maar doen dit op 'n Bybels verantwoordbare manier. Want die Bybel sê vir ons in Micha 6 vers 8. Hy het jou bekend gemaak o mens wat goed is en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen, liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. As ek die boek Jeremia lees, dan sien ek die trane wat gevloei het vir sy volk. Paulus sê, ek is bereid om 'n vervloeking te wees ter wille van my volksgenote Israel. Het ons daai gesindheid of sit ons op die stoel van Moses en wys vir almal uit, jy het dit gedoen, jy het dat gedoen, jy het sis gedoen, jy het so gedoen. En almal wat jou ken weet, jy's 'n fariseer. Dis die hartseer vir my van die kerk van die Here Jesus. En daarom vra ek vir u dat ons by die laaste boodskap soos die Berea gemeente ons harte sal ondersoek en die woord sal ondersoek. Ek wil afsluit met die woorde van 1 Petrus 3 en hierdie woorde het my getref want ek het vanmôre die boodskap klaar geluister van R.C. Sproul en hierdie was 'n laaste voetnota wat ek bygesit het. Niemand het gedink het ek gaan die tyd nie vol kry nie. Maar omdat hierdie boodskap my getref het wat ek gisterand dan 'n deel en vanmôre klaar geluister het. Daar staan eintlik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hulle moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najag. Nie kompromie nie, vrede. Want die oë van die Here is op die geregverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Op 'n stadium moes die Here hierdie groot waarheid aan my kom openbaar het. Deur die Bybelstudies wat ek gedoen het. Ek verwag soms van mense wat die Here nie ken nie om te lewe soos ek wat die Here ken. Terwyl ek vergeet van my lewe wat ek geleef het toe ek hom nie geken het nie. En dikwels beoordeel ek mense volgens 'n standaard wat ek self vir my stel uit God se woord, waar daar geen vrug van die Gees teenwoordig is nie. Daarom wil ek afsluit deur vir u te sê, ons oordeel van ander en God se oordeel wat kom, is belangrik. Want elke oordeel wat ek vel moet in die lig van die ewige oordeel wees van, wat weet God van my, wat sien hy van my, wat kan hy vanmôre op die silwerskerm gooi van my, en beoordeel ek ander dienooreenkomstig met 'n nederige hart, 'n sagte hart,
'n hart van liefde, in die lig van die oordeel wat sal kom. Die 4 punte was: oordeel ek myself of ander? Is ek heeltyd besig met andere? Of kyk ek ook dikwels na myself? Lewer my lewe en werk 'n getuienis van my geloof en redding? Skuil ek agter my godsdiens en leef ek wat ek bely? Ek het gesê Romeine 2 word geskryf in die lig van Romeine 14, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee, dat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer om nie die broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie. Ons gaan vanmôre die nagmaal vier, en onthou u wat sê Paulus vir die gemeente in Korinte? Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. My laaste boodskap vir die jaar, en die gebed van my hart is dat die Here my eie hart vir my sal wys, soos hy dit ook doen gereeld. Dat die Here jou hart vir jou sal wys. Dat ons nie sal sit en ander mense meer die vloer sal vee, terwyl hulle niks van God se liefde en genade sal sien. Moenie skuil agter jou godsdiens, agter jou Bybel lees, agter jou baie preke wat jy luister, verse wat jy memoriseer, al die goed wat jy doen, en daar is niks vrug wat dit voortbring nie. Want die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Kom ons bid saam. Vader, help vir ons, help vir my en vir die gemeente en vir hulle wat inluister om hierdie vrug in ons lewe uit te leef. Here, hoeveel wrakke lê langs die lewenspad, omdat ons in selfregverdigende hoogmoed ander veroordeel, sonder 'n boodskap van genade wat ons bring, en 'n lewe van verandering wat ons openbaar. Ek pleit by u Here dat u vir my en hierdie gemeente sal help, dat ons met die waarheid besig sal wees, ja, dat ons hierdie waarheid sal uitdra aan ander mense, soos u dit self gedoen het, maar dat ons dit altyd sal doen met u gesindheid, terwyl ons op onsself let, dat ons nie ook val nie. Help vir ons daarin, Here, en word u verheerlik. Ons bid dit met danksegging. Amen.